Goed, nou vandag is 'n storie van Abraham. So Abraham, toe hy nou al 'n ou man was, toe sê God vir hom, Abraham, ek wil hê jy moet na 'n ander land toe trek. So jy moet gaan, ek gaan vir jou wys waar jy moet gaan. En toe trek hy, maar hy het nie eens geweet waarheen is hy op pad nie. Maar die Here het hom gelei, die Here het vir hom gewys, hy het sy vrou saamgevat, Sara, en sy boetie se seun Lot. En toe kom hulle in die land Kanaan aan. Nou sy boetie, Abraham se boetie, hy het al baie kinders gehad, maar Abraham het nog nie eers een kind gehad nie. En toe het God 'n belofte gemaak. Toe sê hy, Abraham, ek gaan eendag vir jou baie kinders gee. Hoeveel kinders is julle in julle huis? 1, 2, 3. So God het vir Abraham gesê, ek gaan vir jou soveel kinders gee, soos as jy buite staan op die plaas, as jy by julle oupa en ouma miskien is, of jy is op 'n plaas ergens, jy gaan jag en jy kyk op, hoe baie sterre sien jy dan? Baie sterre. Toe sê God, ek gaan vir jou soveel kinders gee, soos wat jy sien as jy sterre sien. En ek gaan vir jou soveel kinders gee, soos wat jy sien as jy na die stof kyk. Gaan baie kinders hê. En so, nou is Abraham, jy moet nou sommetjies probeer maak, veral jy, want jy is die oudste, so hy's 75 jaar oud, toe God vir hom dit gesê het. En die tyd gaan verby, en die tyd gaan verby, en die tyd gaan verby, en eendag toe is Abraham 86 jaar oud, en hy het nog nie eers een kind nie. Maar bietjie voor dit, toe sê hy vir die Here, toe sê hy, Here, ek verstaan nie, miskien die man wat by ons huis werk, miskien gaan hy alles erf en hy gaan soos my seun wees. Toe sê die Here, nee, ek gaan vir jou eie seun gee. Toe sê hy, staan op, uit jou bed uit, gaan buite, maak jou tent se zippie oop, en dan gaan staan jy buitekant en kyk op na die sterre. Dis hoe baie kinders jy sal hê. En toe het Abraham God geglo. Toe sê God vir Abraham, ek wil hê jy moet 'n bok vat, en 'n skaap vat, en ek wil ook hê jy moet 'n duif vat, maar 'n groot vet duif en 'n klein maarduif. 'n duif en 'n tortelduif. En dan sny jy hulle in die helfte, dan sit jy die een stuk van die bok daar, en die ander stuk daar, skaap daar, en so aan. En dan kyk jy wat doen ek. En toe raap Abraham so in diep. Hy's verskriklik moeg, ewe skielik. En hy raak so vas aan die slaap, in 'n diep slaap. En in sy slaap, toe sien hy 'n pot, maar dit lyk of daar 'n vlam in die pot is, en dit rook, en dit gaan so tussen die stukke deur van die diere. En toe is dit God wat met hom praat, en sê, Abraham, Abraham, ek gaan vir jou baie kinders gee, ek maak 'n belofte vandag. Jy moenie bang wees nie. En eendag gaan jou kinders in 'n ander land wees, hulle gaan slawe wees, dit gaan baie sleg wees vir hulle, maar hulle gaan terugkom. En dan hierdie land waar jy nou is, dit gaan hulle land word. En toe word Abraham wakker. Dis 'n vreemde iets wat gebeur het. En toe hy nou 86 is, toe sê Sara, Abraham se vrou, toe sê sy, Abraham, ek dink nie ons gaan kinders hê nie. Ek is oud, jy is oud, miskien die vroutjie wat in ons huis werk, miskien moet sy jou vrou wees, en dan kan julle kinders hê. Maar dan sê ons is my kinders. Toe sê Abraham, okay, en hy het gedoen presies wat Adam gedoen het. Toe luister hy vir sy vrou, toe kry hy 'n kind, by Hagar, was die vroutjie wat in die huis gewerk het, en toe sê Sara, nou is dit my kind. Maar dit was nie wat God bedoel het nie. En toe stap Abraham weer eendag buite, en hy sê, Here, maar ek is nou so oud, ek is 99, hoe kan ek 'n kind hê? En my vrou is 89, sy is 'n ouma, hoe kan sy 'n kind hê? Toe sê God, jy gaan jou eie kind hê, jy en Sara. En eendag toe sit Abraham so in die koelte, hy het so afdakkie by sy tent, sit hy op 'n stoel. Sien hy so in die verte. Sien hy, daar kom 3 mans aangestap. En hierdie 3 mans wat aangestap kom toe verby, hy sê, hallo! En hulle waai terug vir hom,
En hy sê, kom hierso. Hulle kom na sy tent toe en hulle sit toe onder 'n koelteboom naby die tent. En hy sê vir hulle, kan ek gou laat iemand julle voete was? En hy kry iemand dat hulle, want daai tyd het nie mooi skoene soos nou nie, het sommer sulke plakkies en is baie stof en is woestyn. En toe kom was iemand hulle voete en hy sê vir hulle, kan ek gou vir julle iets kry om te drink? Hy kry so 'n beker yskoue melk vir hulle en hy vra gou vir iemand, slag gou die kalf en maak ons 'n spitbraai. En hulle braai lekker vleis en hy vra vir Sarah, kan jy gou brood bak vir ons? En sy maak meel daar by mekaar en melk en ek weet nie of eiers, ek weet nie van brood bak nie. Maar sy het brood gebak en is vars, jy ruik dit soos warm brood, die botter smelt op die brood. En hy bring vir hulle brood en die kos is reg en hulle eet lekker vleis en brood en koue melk. En terwyl hulle so sit, toe sê die een man vir Abraham, jy gaan 'n kind hê volgende jaar. As ek gaan volgende jaar weer kom, hierdie tyd, en dan sal jy 'n kind hê. Wie was daai man? Ja, dit was die seun van God. Wie was die ander twee mans? Dit was engele. Maar toe hy dit sê, Sarah het saggies gegaan, so tot naby die tent se deur, laat sy kan hoor wat hulle sê. En sy luister so, wat sê hulle? Toe hoor sy gaan 'n kind hê, toe gaan sy, ek 'n kind, kyk hoe oud is ek? En toe sê die Here vir Abraham, hoekom het Sarah gelag, toe ek sê jy gaan 'n kind hê? Toe kom Sarah uit, sy sê, ek het nie gelag nie. Toe sê hy, nee, maar jy het gelag. God kan enige iets doen. En die volgende jaar, toe sit Sarah so op die bank. Toe het sy 'n baba. Toe hou sy haar eie babatjie vas en toe lag Sarah. Toe dink sy, ek is so oud en ek het 'n baba gekry. Ek is so bly. En toe noem sy die baba Isak, want Isak beteken hy lag. So God het sy belofte gehou. En toe, daarna, toe daar sommer Isak het kinders gehad, hy het 'n tweeling gehad. En toe het die tweeling kinders gehad, maar toe het God Jakob gekies. En hy het 12 seuns gehad, en toe word dit net meer en meer en meer en meer. En toe kom daar eendag 'n seentjie, wat ook gebore is van al daai mense. Julle weet wat sy naam is? Nee, nie Dawid nie. Hy het van Dawid se familie afgekom. Sy naam was, ek gaan van hom preek vandag. Jesus, ja, Jesus. En toe het hy aan die kruis dood gegaan vir ons sondes. En toe sê hy vir ons, hy het ons geleer, dat almal wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, sal nie hel toe gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. En nou vandag, hoeveel mense glo in Jesus vandag? Soveel mense soos die sterre en die sand. Net soos God vir Abraham gesê het. Ja, julle kan gaan sit.